jy gebruik altyd, as jy die Bybel lees, moet jy besef, dit was bedryf 1, Ou Testament, bedryf 2. En jy kan nie nou, omdat jy bedryf 2 gekyk het, skielik nou sê, maar, okay, nou pas ek bedryf 2 toe op die op bedryf 1 nie. So dis belangrik, en dit het nogal baie van die vrae, byvoorbeeld daar was 'n vraag, hoe soek ons Christus in die Ou Testament verantwoordelik? My antwoord is, hy is daar, maar dis nie nodig om hom te soek daar nie. Jy het nie nodig om Christus in die Ou Testament in te lees om die Ou Testament legitimacy te gee nie. Hy is daar, soos ek sê. Maar onthou, Christus is Christus. Hy het homself openbaar. God het in die ou tyd op baie maniere met mense gepraat, maar in die Nuwe Testament praat hy deur sy seun. Maar onthou, die mense van die Ou Testament het nie die Nuwe Testament gehad nie. En as jy die Nuwe Testament in die Ou Testament probeer indruk en probeer inverstaan, dan ontneem jy die Ou Testament van sy gesag wat hy gehad het vir daardie mense in daardie tyd. So ek hoop ek het van daai vrae geantwoord. So, is Christus in die Ou Testament? Ja, daar's verwysings na hom. Maar hierdie mense wat dit gelees het in daai tyd, dit so gesien? Nee. Vir hulle was dit, hulle het nie geweet van Christus nie. Hulle het geweet van die belofte van 'n Messias. Hulle het geweet van dat die enigste manier hoe hulle op hierdie stadium geregverdig kan word is deur die wet. So dis wat hulle gedoen het. So ek dink is baie keer onregverdig van ons wat met 'n Nuwe Testamentiese bril na die Ou Testament kyk en nou probeer die Ou Testament regverdig deur Nuwe Testamentiese oë. Onthou, die Ou Testament is en sal altyd wees die evangelie van God aan Israel op daai stadium in hulle lewe. Julle onthou die hermeneutiese beginsels wat ek gesê het van die venster en die skildery en so aan, het gesê, wat, as jy na 'n teks toe gaan, wat wil daai teks vir daai mense van daai tyd gesê het? En dis dit. Daar's nie, kom ons lees nou allerhande goed oor die toekoms in nie. So hier was byvoorbeeld ook 'n vraag, is daar enige ooreenstemming, want dit voel so, tussen die pla wat ons byvoorbeeld in Exodus vind, teenoor van die pla wat, of van die goede wat in Openbaring gebeur. Is daar ooreenstemming? Ja, heel waarskynlik. Ek dink is toevallige ooreenstemmings. Onthou, Openbaring is 'n boek wat geskryf is vir 7 gemeentes in Asië. Dit het niks te doen met die Israeliete in Egipte nie. Ons moet daai goede apart van mekaar lees, en dit is baie belangrik. Anders ontneem ons die Ou Testament van sy gesag, en hy word net voetnotas vir die Nuwe Testament. So ek hoop, daar's redelik duidelikheid oor dit. Kan ek gou by julle hoor? Is daar enige vrae oor die vraag wat ek geantwoord het? Okay. Lyk of ons okay is daar. Ja, Johan, ek dink almal sê baie dankie. Herman het dit gesê, hy het aan Dr. Leonard Maree, een van jou vriende, ook aangehaal. Sê dit was die Bybel wat Jesus gelees het, dis die Ou Testament. En dan word daar net gesê die klank is so effe sag. So ek dink as kan nou nie vir jou sê om 'n bietjie harder te praat, Johan nie, maar miskien as jy aan jou kant dalk net jou klank bietjie kan opsit as jy bietjie sukkel, like ja, Johan, weet Leon het ook verlede week daaroor gepraat, maar ja, dan kan ons inspring. Okay. Ek het nou nie soos 'n mikrofoon of so nie. Ek gaan bietjie harder praat, laat weet as dit 'n probleem is, dan kan ek weet ek het headphones in 'n laai wat ek kan gaan haal, wat 'n mikrofoon, weet wat so 'n mikrofoontjie het wat ek kan gebruik, so maar ek gaan bietjie nader lê en harder praat. Ja, Herman, soos jy sê, Lennard het altyd gesê, dis die Bybel wat Jesus gelees het, en Jesus het nooit homself in daai Bybel ingeforseer nie. Hoekom doen ons goed wat Jesus nie gedoen het nie? Daar's maklike goed. Daar was byvoorbeeld die offerstelsel en dat 'n lam moes slag. En hier kom Jesus en hy noem homself, en Johannes die Doper noem hom die lam van God. So dis in die Ou Testament. Hy kom en hy sê die wet was nie genoeg nie. So ek gaan nou
die perfekte lam wees. Maar dit beteken nie Jesus is in elke boek van die Ou Testament iewers verskuil en ons moet hom daar vind nie. Ek wil julle nooi om die Ou Testament opnuut te lees asof jy 'n Israeliet is en besef hierdie is God wat homself aan my openbaar op 'n manier van daai tyd. En ja, as jy dan daarna, nadat God homself aan jou geopenbaar het, Jesus ervaar, geen probleem daarmee nie, maar Jesus is nie in elke hoofstuk van die Ou Testament 'n soort van verskuil nie. Lees hom apart as die absolute fondasie vir die Nuwe Testament, maar nie die voetnotas tot die Nuwe Testament nie. OK, so vanaand moet ons 'n bietjie werk doen. Ons moet vinnig beweeg. Ons moet beweeg deur 'n paar van die historiese boeke nog om deur die geskiedenis te kom. En dan wil ek julle vat na die wysheidsliteratuur toe. Ek gaan ietsie meer daaroor sê en ons gaan die aand afeindig met almal se gunsteling boek, die Psalms. Dan het ons basies alles gecover sodat ons kan volgende week kyk na die profete wat 'n grootse werk is en verskriklik baie dinge is om te doen. OK, maar kom ons begin by 1 en 2 Samuel. So ek het vir julle gesê ons het die Pentateeg gedoen, dis die eerste 5 boeke van die Bybel en dan kry ons Josua en Rigters. Dit noem hulle soort van die geskiedenisboeke van Israel. Wat soort van die geskiedenis vertel van hoe hulle in die land ingetrek het, hoe hulle gevestig het, hoe hulle op die ou ende deur rigters geregeer is, hoe hulle op 'n stadium besluit het maar ons wil nou 'n koning hê en hoe hierdie konings op die ou ende korrup geraak het en hulle land weggegee het omdat hulle nie die wet toegepas het en die reëls van Deuteronomium toegepas het nie en op die ou ende in ballingskap geland het, hoe hulle daar in ballingskap was en dan hoe hulle uit ballingskap uitgekom het en weer hulle tempel herbou het en hulle muur herbou het. En dis min of meer die historiese boeke. Nou die historiese boeke het ons laasweek begin met Josua en Rigters en ek het ook vir julle die boek Rut gedoen, jy sal onthou, wat afgespeel het in die tyd van die rigters, maar vanaand begin ons by 1 en 2 Samuel. So, die boeke van Samuel beskryf die oorgang in leierskap van Israel vanaf rigters na konings. Voor die koningskap was Israel los georganiseer in 'n konfederasie van stamme, geregeer deur 'n teokrasie. Wat beteken teokrasie? Jy ken demokrasie. Teokrasie, die woord theos, wat God is. Teokrasie is met ander woorde God het hulle geregeer deur die rigters. Die boek van Samuel beskryf hierdie oorgang van rigters na 'n koning, van 'n stamgebaseerde samelewing na 'n monargiese samelewing. As ons van Prins Charles lees, dan praat hulle van the monarch of England. So dis hierdie oorgang na die monargiese samelewing waar hulle deur konings geregeer word. Die periode van geskiedenis van die 2 boeke strek ongeveer van 1100 jaar voor Christus tot 970 voor Christus. 1 Samuel begin met die geboorte van Samuel, ongeveer 1100 voor Christus, tot die dood van koning Saul, ongeveer 1010 voor Christus. 2 Samuel begin ongeveer 1010 en eindig met die dood van Dawid in 970 voor Christus. Belangrik om te onthou, dit is in 1050, ons tel nou terug, né? Van 1100 of 1100 tel ons nou na 1050 toe terug. Dis waar die eerste koning, dis waar Saul koning geraak het en dit was die begin van die monargie. Die gebeure van 1 en 2 Samuel dek ongeveer 130 jaar. Nou ek gaan nie vanaand op baie detail van Samuel in die want dis bloot geskiedenis wat jy moet lees, maar jy moet weet dis geskiedenis wat die oorgang vertel van rigters na konings toe en spesifiek die koning Saul en Dawid. Die lewens van die 3 prominente karakters in Israel se geskiedenis tydens hierdie tydperk oorvleuel en hierdie persone is Samuel, Saul en Dawid. So Samuel is die laaste rigter, hoofstuk 1 tot 8. Saul
is die eerste koning, hoofstuk 8 tot 15, en dan Dawid is dan sy opvolger van wie ons lees in hoofstuk 16 tot 31. Die boek 2 Samuel staan ook bekend as die boek van Dawid se regering, want 2 Samuel fokus verskriklik baie op Dawid. Die boek begin met Dawid wat in Juda regeer onmiddellik na die dood van Saul, en die boek eindig net voor Dawid se dood, en die struktuur sien soos volg daaruit: Dawid se triomf, hoofstukke 1 tot 12, en dan Dawid se probleme en stryd, hoofstukke 13 tot 24. Dawid het ook op die ou ende baie stryd gehad, dat hy met sy eie seun Absalom probleme gehad het, en hoe daai uitgespeel het. So dit vind ons in die tweede boek van Samuel. So die doel en boodskap van Samuel was, beide 1 en 2 Samuel is nie bedoel om geskiedenisboeke of biografies van aard te wees nie. Die hoofdoel van die boeke is teologies en God is die hoofkarakter in die boeke. Die 2 boeke handel primêr oor die oorgang of verandering, jammer vir daai woorde wat daar nou nie lekker sin maak nie, primêr oor die oorgang of verandering van Israel se leierskap van rigters na konings, van teokrasie na monargie, en God se plan was dat die koning 'n goeie aardse voorstelling moet wees van die koningskap van God. Dit het ongelukkig nie altyd gebeur nie. Dit blyk duidelik uit die boeke dat die aardse konings eerder by tye 'n struikelblok as 'n instrument van God se regering was. God se betrokkenheid by die wêreld kom duidelik na vore in die manier waarop hy telke male ingryp en sy volk help. En hier vind jy weer daai verhaal wat jy vind. Hy sit sy volk in perfekte omstandighede, sy volk kies verkeerd, en dan moet hy elke keer ingryp om hulle te red. En jy vind dit reg deur die boek van 1 en 2 Samuel. 1 en 2 Samuel eindig dan nou aan die einde van Morales van koning Dawid. En dan 1 en 2 konings vertel van Salomo, maar spesifiek van al die konings wat daarna gekom het. En die boek van 1 en 2 konings probeer vir ons sê, hoe het dit gebeur dat ons in ballingskap geland het? En onthou, die boek van 1 en 2 konings is geskryf terwyl hulle in ballingskap is, nadat alles verkeerd geloop het, nadat hulle nie verstaan wat aangaan nie. Hoe land ons dan nou hier op? Ons is dan nou God se volk, God se verbond is ons, en hoe het ons nou hier opgeëindig? So 1 en 2 konings wil vir ons die volgende sê: hoe dit ding is, het ons hier opgeëindig. Vertel vir my, verklaar vir my. Soos 'n boek wat deur geskiedenisvertelling vir ons probeer verklaar hoekom ons opgeëindig het in ballingskap. So die boeke van 1 en 2 konings, wat oorspronklik 'n enkele geïntegreerde werk in die Hebreëse Bybel was, is nie bloot geskryf om 'n koue objektiewe politieke geskiedenis van Israel se monargie aan te teken nie. Die doel van daarvan is eerder teologies, profeties en pastoraal. Wat bedoel hy daar? Teologies. Wat het ons verkeerd gedoen in die oë van God? Profeties. Hoekom het ons nie na die profete geluister nie? Pastoraal. Okay, julle is nou in die moeilikheid, julle is nou in ballingskap, maar daar is hoop en dinge kan beter gaan. So dis die doel van 1 en 2 konings. So dis geskryf vanuit die somber realiteit van die Babyloniese ballingskap, ongeveer 560 tot 550 voor Christus, het dit ontstaan, en die skrywer wat tradisioneel deel van die Deuteronomistiese skool was, het 'n diep geloofkrisis aangespreek. Die tempel was in pyn, die Davidiese koning was van sy troon gestroop, en die volk was ontwortel. So die hoofdoel van konings, as jy al die geskiedenis van konings lees, en deur dit werk, die hoofdoel van konings was om 2 pynlike vrae wat die ballinge gehad het te beantwoord. Eerstens, het Jahwe ons in die steek gelaat, of is hy deur die gode van Babylon oorwin? Dis die vraag. Tweede vraag, hoe het ons hier geëindig? En dan probeer die boek sê, terwyl hy vir die geskiedenis vertel, maar kan jy nie sien, daar was aanhoudend konings wat verkeerd gedoen het in die oë van die Here. En dan was daar profete wat julle aanhoudend gewaarsku het om nie te doen wat julle moet doen nie, en julle het nie geluister nie, en hierdie konings het nie geluister nie, en dis hoekom julle opgeëindig het, waar julle opgeëindig het. Die boeke verduidelik dat die ballingskap nie 'n mislukking van God se mag of sy verbondsbeloftes was nie.
maar die direkte en voorspelde of geprofeteerde gevolg van Israel se volgehoue ontrouheid. So dis wat konings vir ons wil sê. Kyk na elke koning, wanneer hy goed gedoen het in die oë van die Here, dan het dit beter gegaan. Maar wanneer hy sleg gedoen het en verkeerd gedoen het in die oë van die Here, het dit slegter gegaan. En dan het jy op die ou ende opgeëindig op 'n verkeerde plek. En dit het op die ou ende geëindig waar julle in ballingskap opeindig. Ek gaan vinnig gou die kerndoelwitte van 1 en 2 Konings verduidelik en dan gaan ek gou kans gee vir vrae. So 1 en 2 Konings is 'n teologiese verduideliking vir 'n nasionale katastrofe. Die skrywer gebruik 'n spesifieke wetlike raamwerk, die seëninge en die vervloekings soos uiteengesit in Deuteronomium 28 om die geskiedenis te beoordeel. Nou as jy sal onthou, ons is baie lief om Deuteronomium 28 vir al die seëninge te lees van hoe die Here ons gaan seën as ons getrou is aan hom en lief is vir hom. So hy gebruik Deuteronomium 28 se beloftes van seën en vloek om hierdie geskiedenis te vertel. So elke koning word aan 'n enkele onwrikbare standaard gemeet in die boek Konings. Het hulle getrou gebly aan Jahwe en het hulle die aanbidding in Jerusalem gesentraliseer deur die hoogtes of die heidense altare af te breek. Jy sal gereeld hoor hulle sê, hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en hy het afgode gaan aanbid op die hoogtes. Dis waar die heidense altare was, terwyl Israel se aanbidding op daai stadium gesentraliseer was in Jerusalem. So, dis die vraag. Deur te wys dat byna elke koning van Israel en spesifiek in die noorde. Ek het laas vir julle gesê die ryk het geskeur in 933 voor Christus toe daar 'n noordryk en 'n suidryk ontstaan. En dit was spesifiek die konings van die noordryk en ek dink dis omdat hulle nader was aan Assirië en aan Babilonië en aan die Kanaanitiese godsdienste as wat Juda was. Was dit spesifiek die konings van die noorde, met ander woorde die konings van Israel, wat aanhoudend verkeerd gedoen het. In 'n mindere mate die konings van Juda aan die suide. Hulle almal het op die ou ende die toets gedryf. En bewys die boek dat die vernietiging van Jerusalem heeltemal geregverdig is. Dit verdedig God se geregtigheid. Met ander woorde die teodisee, dat God sê, ek wil julle God wees. En as julle doen wat ek sê, sal dit goed gaan met julle. Nou hierdie woord is natuurlik, hierdie teodisee, is deesdae 'n groot woord in filosofiese teologie. Want teodisee is 'n soort van hierdie ding van, as ek goeie goed doen, God is sterker as enigiets, hy sal vir my sorg. Maar nou gebeur dit dat dinge nou nie uitwerk soos ek gehoop het dit sal uitwerk, die dinge loop verkeerd in my lewe, dan lei hierdie ding bietjie skade. En dan verstaan ek hierdie nie lekker nie. Maar die boek 1 en 2 Konings probeer sê, as julle sou doen wat reg was in die oë van die Here, sou hierdie nie met julle gebeur het. So dis 'n verduideliking van hierdie nasionale katastrofe. Tweedens, dit wys die oppergesag van die profete bo politieke mag. Konings bevestig dat die ware dryfkrag van die geskiedenis nie die militêre of politieke mag van die monargie is nie, maar die woord van God wat deur die profete na hulle toe gekom het. Nou, interessant, in die profete materiaal, ons gaan volgende week daaroor praat, vind jy nogal hierdie volgende gedagte baie. Ek noem dit die davar Jahwe. Met ander woorde, davar is die Hebreëse woord vir woord. Jahwe is Here. So ons lees baie keer, en die woord van die Here het na hierdie profeet gekom. So konings probeer vir ons sê, dat aanhoudend het die konings en die monargie die davar Jahwe geïgnoreer. Waar die profete gesê het, as julle nie hierdie gaan doen nie, gaan julle in ballingskap land. So, jy vind hier 'n profesie en vervulling wat gebeur het. Hulle wou nie luister nie, en die davar Jahwe, die woord van die Here wat na hulle gekom het deur die profete, het hulle nie nageluister nie. So die skrywer posisioneer profete soos Elia, Elisa, as die hoogste morele gesag, wat bo die staat staan, bo die koning staan. Wanneer 'n profeet 'n woord van God spreek, buig die geskiedenis om dit te vervul. Het dit aan die ballinge bewys dat God steeds in absolute beheer van wêreld
ryke is. So, as jy die boek Konings lees, die tweede gedagte daar is, het te doen met, julle het nie geluister na my profete nie, my profete was die oppergesag. Maar dan probeer dit ietsie anders ook vertel, en onthou nou punt nommer 3, dit gaan ook iets te doen hê met kronieke wat ek nou volgende gaan hanteer. En dit is om die hoop op die Davidiese verbond lewendig te hou. Ten spyte van die swaar fokus op oordeel, bevat die boek 'n subtiele ondertoon van hoop. God het 'n onvoorwaardelike belofte aan Dawid gemaak in 2 Samuel 7, dat sy troon vir altyd sal stand hou. Die skrywer volg die lamp van Dawid noukeurig. Nou jy sal gereeld lees van, as jy nou lees in die Engels, the lamp of David. Met ander woorde, soos 'n lamp wat aangesteek het, wat brand in die tempel, dit beteken daar's nog hoop. Daar is hoop dat daar weer 'n koning soos Dawid sal terugkeer, wat die volk van die Here sal lei na 'n beter plek. Daar kom hierdie koning uit die geslagslyn van Dawid, soos wat ons weet wat gebeur het. Maar so konings probeer ook hierdie boodskap aan die gang hou. Dit kulmineer in die heel laaste, baie doelbewuste toneel van die boek 2 Konings 25. Die vrylating van koning Jojakim gee weer vir ons hoop uit die Babiloniese gevangenis om aan die koning se tafel te eet. En dit is 'n doelbewuste sein aan die lesers. Die lyn van Dawid is beskadig, maar dit is nie dood nie. God se belofte het steeds 'n toekoms. So, dis die boodskap van 1 en 2 Konings. Ek maak gou weer groter, dan gee ek tyd vir vrae. Enige vrae? Geen vrae? Almal is verward, dan gaan ons voort. Kom ons gaan na kronieke. So, kronieke, toevallig, is die laaste boek van die Hebreëse Bybel. So hy lê nie presies waar hy in jou Bybel lê nie. In die Hebreëse Bybel, die eerste Ou Testament wat saamgestel is, lê 1 en 2 Kronieke, wat as een boek beskou word, heel laaste. Want dit is 'n hervertelling. Nou, die van julle wat nou bietjie die retoriek volg van opvoeding in Suid-Afrika en geskiedenisvertelling sal weet dat daar's 'n groot storie aan die gang van hoe het ons geskiedenis vertel 30 jaar terug. So in daai geskiedenis was iemand soos Nelson Mandela boos. Hoe vertel ons geskiedenis nou? Nou vertel ons geskiedenis Nelson Mandela is nie boos nie. Hy's 'n Nobelprys, Vredeprys wenner, verstaan jy? So geskiedenis skuif in hulle vertelling en hulle klem. So 1 en 2 Konings kom en hy vertel dieselfde geskiedenis van die konings, maar hy probeer dit op 'n ander manier vertel. En hy probeer spesifiek Dawid uitlig as die regverdige koning. Dis interessant dat die vertellinge van Dawid in 1 en 2 Kronieke nie sy sonde of sy struggles insluit nie. Dawid kom in die boek van Kronieke voor as 'n held. Hy het nie pyn nie. Daar's nie rebellie nie. Hy doen nie sonde nie. En daar's 'n rede. So dis 'n hervertelling van die geskiedenis wat ons in Kronieke vind. So kom ons gaan gou vinnig. So wanneer jy Kronieke lees, het jy 'n hervertelling van die geskiedenis en dit word in Hebreëus Debre Hayamin genoem, wat beteken sake van die dae of sake wat uitgelaat is. So die mense wat Kronieke geskryf het, wil klem lê op goed wat hulle voel nie gesê is nie. En om Kronieke goed te anker, begin Kronieke met 9 hoofstukke van geslagregister. Van Adam tot en met die begin van die koningskap. Daar waar Saul koning geraak het. En dan lees ons van hoofstuk 10 af tot hoofstuk 29 van die koningskap van Saul en Dawid. Maar dit word van 'n ander historiese perspektief, of mag ek sê, 'n filosofiese perspektief vertel. Dan 2 Konings gaan oor die koningskap van Saul
en ook dan die bou van die tempel onder Salomo. En dan 10 tot 36 gaan oor die skering van die ryk en die geskiedenis van Juda tot en met die Babiloniese ryk. So dis dieselfde vertelling, maar dit kom net van 'n ander hoek af en dit gaan nie oor al die ander konings nie, dit dek hoofsaaklik Saul, Dawid en Salomo. En daar's nogal baie in kronieke oor die bou van die tempel en detail oor die tempel. So, die oogmerke van die boek was 'n sterk klem op die tempel en Jerusalem as God se volk. En daarom kry die nageslag van Aaron ook baie aandag. Hoekom? Want die tempel is sentraal. Aaron was die voorvader van die priesters. Al die priesters het uit Aaron uit ontstaan. So Aaron en sy nageslag kry ook klem in hierdie boek, want hulle probeer sê die tempel in Jerusalem is baie belangrik. Die hoop op 'n gesalfde koning, geslagte koning, goeie genigtig, gesalfde koning wat weer soos Dawid sou wees, word lewendig gehou. So het heeltyd hierdie beeld van daar gaan weer iemand soos Dawid wees. En dan sê hy gehoorsaamheid aan God lei tot vrede en voorspoed. So dis 'n hervertelling van 1 en 2 konings. Maar waar eindig 1 en 2 konings? 1 en 2 konings eindig waar hulle in ballingskap ingaan. En dan bevind hulle in ballingskap en dan in die jaar, wat is dit, 430 voor Christus, kom daar 'n nuwe koning, sy naam is Kores. En Kores sê, julle kan teruggaan na julle land. En dis daar waar Esra en Nehemia 'n groot rol speel in die terugkeer na die beloofde land. Voor ek daarin duik, enige vrae? Kan ek net gou vra, is die klank 'n bietjie beter? Ek weet nie hoe ek dit kan beter maak vir julle nie, soos Hans Sarwit sê. Klank, ek kry 'n paar thumbs up, dankie. Okay, so die klank is okay om mee te leef. Okay, so terwyl ek julle nou so 'n paar gesiggies daar sien, so konings eindig waar hulle in ballingskap gaan en dan weet jy nou nie presies wat in ballingskap gebeur het nie, want daar's nie baie vertelling oor dit nie. Maar een van die hoofgoede wat in ballingskap gebeur het, was dit hulle tyd gehad om neer te skryf hulle geskiedenis. So hulle tyd gehad om die Pentateeg bymekaar te bring, die eerste 5 boeke. Hulle tyd gehad om Josua, Rigters, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings bymekaar te bring en dan later het hulle nou 1 en 2 kronieke ook geskryf om die geskiedenis te hervertel. So ek hoop dit maak vir julle sin. Maar nou kom hulle terug, nadat Kores sê 533, julle kan nou teruggaan na julle land toe. Nou kom hulle terug in hulle land en daar's 'n paar belangrike hoofrolspelers in hierdie tyd. Een van hulle se naam is Serubabel, wat 'n sterk leier was. Daar's 'n priester met die naam van Esra. En dan's daar 'n leier wat 'n skinker in die koning se paleis was. Sy naam was Nehemia. En hierdie mense op die ou ende speel 'n rol in die terugkeer van die volk van die Here vanuit ballingskap uit. So Esra en Nehemia in die Hebreëse Bybel is een boek. Hy word saamgelees. So dis vertellinge van hierdie mense wat teruggekeer het om 'n paar goed te doen. Eerstens om hulle tempel te herbou. Tweedens om die muur te herbou. So wat interessant is, hulle sê dat Esra en Nehemia word beskou as 'n voortsetting van kronieke. 2 Kronieke 36 vers 22 tot 23 is amper woord vir woord dieselfde as Esra 1 vers 2 en 3. So ek gaan gou vinnig in my Bybel daai 2 tekste opslaan en vir julle lees. So kom ons lees gou Kronieke 36. So hy eindig as volg.
In die eerste regeringsjaar van Kores, die koning van Persië, het die Here die gees van Kores, koning van Persië, aangevuur. Dit het hy gedoen om sy woord aangekondig by monde van Jeremia te vervul. Hy het 'n boodskap dwars deur sy koninkryk gestuur, so sê Kores, koning van Persië, al die koninkryk op die aarde, hy is die een wat dit aan my oorgedra het, om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. Enige iemand onder julle uit enige deel van sy volk, die Here sy God is met hom, laat hy optrek. So dit was hierdie bevel wat sê, ons wil julle nie meer ballinge hier hou by ons nie. Nou, onthou, Persië het nou oorgeneem by Babylonië, soos ek die eerste aand vir julle verduidelik het. En Persië sê, nee, ons wil julle nie hier nie, ons wil julle moet teruggaan na julle land toe gaan, maak die land daar voorspoedig, en dan betaal julle vir ons belasting. Baie slim, né? Dis die begin van kolonialisme. So julle gaan nou terug na julle land, ons regeer en ons, julle betaal belasting aan ons stuur 'n gouverneur wat julle sal regeer, maar gaan terug na julle land toe. So dis die proklamasie van Kores wat ons aan die einde van 2 Kronieke lees. Maar dan begin 1 Kronieke met dieselfde. In die eerste regeringsjaar van Kores, die koning van Persië, hoofstuk 1, het die Here die gees van Kores, koning van Persië, aangevuur, presies soos wat ons nou net gelees aan die einde van Kronieke. Dit het hy gedoen om sy woord aangekondig by monde van Jeremia te vervul. Hy het 'n boodskap dwars deur sy hele ryk bestuur en op skrif gestel. En hierso vind jy nou 'n bietjie meer van wat hy gesê het, maar die bottom line bly nog steeds, hy het gesê, julle kan terugtrek na julle land toe. So, dis letterlik 'n voortsetting van die vertelling van Kronieke en by implikasie van konings. So in die Joodse tradisie was hierdie as een boek gesien en is 'n verdere vertelling. So hoofstuk 1 tot 6 van Esdra vertel van hoe die eerste groep ballinge onder leiding van Serubabel na Jerusalem teruggekeer het en die fisiese tempel ten spyte van strawwe teenstand herbou het. Nou byvoorbeeld hierdie herbouing van die tempel van wat Serubabel gedoen het, hierdie herbouing kan jy nou saam met nogal 2 baie belangrike profetiese boeke lees. Haggai en Sagaria. Sagaria sê, wanneer Serubabel die laaste klip neersit, sal die mense sê, mooi, mooi. En Serubabel sal besef, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees wat ek hierdie werk sal klaarmaak. So Sagaria en ook Haggai kan jy saam met hierdie eerste 6 hoofstukke lees, as jy dit in die geskiedenis wil plaas. Dan hoofstuk 7 tot 10 fokus op die koms van van die skrifgeleerde Esdra met 'n tweede groep wat nou terugkom, wat hulle beywer vir geestelike morele herstel van die gemeenskap volgens God se woord. So nou, die tempel is herbou en hier kom hierdie priester nou terug, Esdra, en hy probeer nou sê, kom ons vestig nou weer ons wette, kom ons keer terug na dit wat die Here vir ons in Deuteronomium gesê het, van hoe ons hom moet doen, en wat ons moet doen en wat ons reg moet doen. So dis waar hoofstuk 7 tot 10 werk. Nehemia, wat julle al baie gehoor het, is die vertelling van die koning se kelner of skinker, wat hoor dat dit nie goed gaan met die mense wat teruggekeer het na die land toe nie. En een van die groot probleme van sy mense wat teruggekeer het, hulle sê die muur is plat. En omdat die stadsmuur plat is, kom daar allerhande mense en hulle plunder ons. Sodra ons goedjies op ons lande gooi en ons groente en vrugte en ons lammers gebore is, dan kom hulle stroop ons, want ons steem hier nie. En Nehemia sê maar, ek moet teruggaan en die Here moet my gebruik om hierdie te doen. En so hoofstuk 1 tot 7 van Nehemia beskryf hoe Nehemia as die nuwe gouverneur na Jerusalem reis om die platgeslaane stadsmuur in net 52 dae te herbou, ten spyte van strawwe eksterne dreigemente en interne sosiale krisisse. Dan hoofstuk 8 tot 13 van Nehemia wys hoe hy en Esdra die volk lei tot 'n groot geestelike herlewing deur die voorlesing van die wet, soos asof hulle weet Deuteronomium. Onthou daai boekrol wat ontdek is in die tempel in die tyd van koning Josia, dis die boekrol van Deuteronomium, soort van
die tweede wet of Moses se kommentaar op die wet en hoe hulle hierdie doen en hoe dit amper half herlewing bring en 'n hernuwing van die verbond. So die temas van Esra en Nehemia is die volgende: hulle herbou en wy 'n tempel in. Die rol wat die wet in feeste speel spesifiek dan, so hulle vestig weer die wet en hulle vestig weer die feeste. Onthou, in ballingskap het hulle dit alles verloor. So hulle hervestig dit nou weer. En dan die herbou en inwyding van die muur van Jerusalem. Is interessant, daai muur was vir 150 jaar plat. Nehemia bou hom in 52 dae op. En dit is 'n wonderlike storie, is eintlik so 'n wonderlike boek om uit te preek ook, die boek van Nehemia. Goed, ek moet nou hier stop en kans gee vir vrae want ons gaan nou rad verwissel. Enige vrae oor die geskiedenisboeke? Doodstil? Right. Stefan, dankie. Is jy nog met ons hier en daar? Ja, ek volg julle. Nee, daar's geen vrae wat deurkom nie, so drop die klats en spin hom. Okay, Agat, ons gaan na die wysheidsliteratuur toe. Ekskuus, is ek te laat vir 'n vraag? Leon, Die wetboek wat gevind is, iewers het ek gelees toe ek nou hierdie konings en kronieke en goeters deurgegaan het, dat hulle gesê het Moses gesê dat hierdie klomp wette moet julle in 'n aparte boek skryf en dit moet vir elke koning gegee word. Is dit net die wette wat van toepassing was op die koning of die hele alles? Dit is spesifiek alles. So ek weet nie of ek vir julle die aand met die inleiding gesê het dat dat die Pentateug eintlik saamgestel is uit 4 verskillende bronne. En Moses het sy hand gehad in van hierdie bronne, maar nie in al die bronne nie. Die eerste bron was die Jahwesbron, of die Jahwesbron. Met ander woorde, dis oral waar jy in die eerste 5 boeke van die Bybel lees waar hulle die naam Jahwe gebruik. Ek dink ek het dit die aand genoem. Ek seker ek het dit genoem. So dis die Jahwes. Dan staan die Elohis, oral waar die naam Elohim gebruik word. Dis 'n ander tipe Hebreëus as wat in Jahwes gebruik word, maar dit vertel dieselfde storie. Dan kry jy die priesterlike geskrif wat alles van Levitikus en die priester vertel. Maar die Deuteronomus, dit is spesifiek Deuteronomium, en Deuteronomium was 'n tweede wet, maar eintlik 'n uitbreiding op die eerste wet, wat probeer sê, hier is hoe jy moet leef. So die boek wat hulle ontdek het in die tempel, was die Deuteronomus. Dit is sy boekrol. En daai het van toepassing gehad op die konings, sowel as die volk. Maar onthou, toe daai wet ontstaan het, was daar nog nie konings nie. Hulle was 'n teokrasie gelei deur die Here en deur rigters. Maar nou ontdek Josia, daai jong koning, ontdek hierdie wetboek en hy pas die wette toe wat vir die volk gegee was in Deuteronomium. En daar het in Josia se tyd 'n ongelooflike herlewing gekom. So ja, Deuteronomium was primêr vir die volk, maar toe Josia dit kry, toe maak hy dit van toepassing op hom as koning, en hy het 'n klomp veranderings gebring wat op die ou ende gelei het tot 'n wonderlike herlewing in hulle godsdienst daai tyd. Okay, so let's go on. So die wysheidsliteratuur, so in die Bybel, as jy nou deur Esra en Nehemia geblaai het, en kom aan die einde van Nehemia, baie gou deur my Bybel, dan kry jy 'n interessante vertelling van Ester. Nou ek het nie Ester vanaand gedek in dit wat ek sê nie, maar Ester spesifiek is die vertelling van toe hulle in ballingskap was. As julle nou met my, so dis 'n vertelling van toe hulle in ballingskap was. Dieselfde met Daniël. Daniël is 'n vertelling van toe hulle in ballingskap was. En dan vertel dit 'n storie van hoe Ester 'n rol moes speel om God se volk te red van uitwissing en hoe die Purimfees ontstaan het. So dis die boek Ester.
Nou, Ester is vanselfsprekend, dis 'n mooi storie, interessant, ek weet nie of julle weet nie, maar Ester is die enigste boek in die Ou Testament waar die naam van God nooit voorkom nie. Maar God is heeltyd aan die werk agter die skerms. Dis 'n verskriklike mooi vertelling daarvan. Maar ek gaan nie veel in detail op dit ingaan nie, want dit is 'n maklike storie om te lees as jy weet waar hy inpas. Daar's niks dinge wat jy moet verstaan of verskuilde dinge in die boek van Ester. Ek dink wat belangrik is om te besef, na die boek Ester in ons Bybel kry jy dan nou Job, na Job kry jy Psalms, en na Psalms kry jy Spreuke, en na Spreuke kry jy Prediker. Nou Job, Spreuke en Prediker noem hulle wysheidsliteratuur. So wat is wysheidsliteratuur? Dis soort van 'n mooi beskrywing vir dit is, hoe doen ons lewe? Help my. Hoe doen ek lewe? Hoe maak ek lewe werk? Iemand het eenslag gesê, wysheidsliteratuur is, how do I do life art? Hoe doen ek lewenskuns? En dan vind jy die 3 boeke, Job, Spreuke en Prediker, wat vir ons wil sê, hoe doen ons die lewe? Hoe tree ons met wysheid op in hierdie lewe? En kom ek sê gou vir julle, hierdie 3 boeke praat nogal so bietjie teen mekaar. Hoor my nou mooi. Hierdie 3 wysheidsboeke praat so bietjie teen mekaar, maar as hulle klaar gepraat het, gee hulle vir ons 'n pragtige geheel van hoe ek en jy die lewe moet hanteer. Ek gaan dit gou deurgaan en dan gaan ek vir julle sê wat ek leer uit hierdie wysheidsboeke. So die boek Job, Spreuke en Prediker vorm saam die kern van die Ou Testamentiese wysheidsliteratuur. Elkeen benader die lewe, wysheid en God uit 'n unieke hoek. Waar Spreuke die reëls van die lewe gee, toets Job en Prediker daardie reëls aan die harde, komplekse realiteit. Ek wil dit weer lees. Hierdie is baie belangrik. As jy hierdie 3 wysheidsboeke saam lees met die volgende onthou. Waar Spreuke die reëls van die lewe gee. Spreuke is baie wit op swart. Spreuke se wêreld is onkompleks. 1 + 1 is 2. 2 + 2 is 3. 5 - 2 is gelyk aan 3. Dis die wêreld van Spreuke. Ken hom in al jou weë en hy sal jou baie gelyk maak. Vereer die Here met die beste uit jou oes en jou parskype sal volloop. Verstaan jy, is 'n maklike die reëls van die lewe. Job en Prediker kom en hulle sê, ja, ons stem saam, maar hier's 'n paar goed wat in ons lewens gebeur het, wat nie so maklik soos 1 + 1 is gelyk aan 2 is nie. En hulle challenge so bietjie die wit en swart lewe van Spreuke met die realiteit van die lewe. Maar aan die einde praat dit vir my verskriklik mooi en gee dit vir my 'n mooi perspektief op hoe ons moet leef en die lewe moet benader. So, hoe werk die lewe? Spreuke is optimisties. Hy sê, hy fokus op die algemene lewensreëls en die beginsel van oorsaak en gevolg. Hulle noem dit die vergeldingsdogma. Met ander woorde, doen reg, dan gaan goeie goed met jou gebeur. Doen verkeerd, dan gaan slegte goed met jou gebeur. As jy hard werk en God dien, sal dit goed met jou gaan. As jy lui is en goddeloos is, gaan jy swaar kry. En dit bied 'n ordelike, voorspelbare wêreldbeskouing vir die daaglikse lewe. So dis letterlik, good things will always happen to good people, and if you do bad, bad things will happen to you. Dis 'n mooi beginsel. Maar as dit hoe die lewe werk, Job is die realist en as 'n ware kom Job en hy daag hierdie vergeldingsdogma van Spreuke uit en sê, hey, die wêreld is nie wit op swart nie. Ek het gedoen wat goed is in die oë van die Here. Ek het al die reëls nagekom. Nie verloor ek my kinders, my plaas, my gesin, my vee
en my gesondheid en ek land op die ashoop. So Job hanteer die uitsondering op die reël. Hy sê Job is 'n regverdige man wat God dien, maar hy verloor alles. So die boek wys dat die lewe nie 'n eenvoudige vending masjien is waar jy goeie gedrag insit en outomaties geluk uitkry. Soms ly die onskuldige. Kan ek gou hierso stop? Julle, dis iets wat ek net al hoe meer besef. In Christendom soek ons die maklike pad, ons soek die spreuke pad. Maar die lewe is nie altyd die spreuke pad nie. Die lewe is soms daai pad waar ek doen nie regte goed nie, maar ek het pyn in my lewe. Ek is regverdig, ek sondig nie, maar weet, moeilike tye kom my pad langs. So, en Job kom en hy challenge bietjie Spreuke en hy sê, die lewe is nie 'n vending masjien, jy sit R5 in, nou gaan jy 'n chocolaatjie uitkry. Die lewe, jy sit daar R5 in, dan kry jy niks uit nie, of jy kry teëspoed uit. So dis waar Job inkom, hy's realist, maar Prediker is interessant, hy's sinies, jammer vir daai woord sinikus wat ek daar gebruik, maar hy's hierdie eerlike waarnemer wat sinies is, en sê maar, ek het baie geld, ek's 'n koning, ek het alles wat my hart begeer, maar tog is ek nie gelukkig nie. So Prediker kyk na die willekeurigheid van die lewe. So hy sê ek het alles, en dan gebruik hy die woord hebel, die Hebreëse woord vir, maar hierdie alles wat ek het is so stoom of rook of asem. Dit verdwyn net, dit maak nie sin vir my. So wat Prediker sê is jy kan alles reg doen en alles het en nog steeds nie happy wees nie. Want die son skyn op die goeie en die slegte en almal sterf op einde. So hy's half so sinies. Ekskuus. So hy challenge ook hierdie wysheidsfilosofie. So wat is ware wysheid? Volgens Spreuke is ware wysheid die praktiese vaardigheid vir die lewe. Dit gaan oor selfbeheersing, goeie verhoudings, harde werk, regverdige besluite. Die absolute vertrekpunt is die volgende: die fundament van wysheid is die dien van die Here. As jy daar begin, gaan alles goed gaan. Nou kom Job, hy sê, wysheid is vertroue in God se groter prentjie. Selfs wanneer niks sin maak nie. Toe God uiteindelik met Job praat, verduidelik hy hom nie hoekom Job ly hy nie. Hy wys net vir Job hoe immens groot en kompleks die heelal is. En wysheid hier is om te erken dat die mens se verstand te klein is om God se raadsplan ooit te verstaan. So dit is baie belangrik om te besef, al drie hierdie wysheidsboeke bring vir ons waarheid. Maar as jy hom alleen lees, dan bring hy vir jou beperkte waarheid, maar as jy hom saam lees, hierdie drie, bring hy vir jou wonderlike waarheid. Job sê, daar is 'n misterie. Ons gaan nie altyd alles verstaan. Alles gaan nie altyd vir ons sin maak. So, Richard Rohr sê altyd, we don't get mystery. Mystery gets us. En ek dink in Job kom jy agter, Job kry nooit die misterie nie, maar die misterie kry hom, en dan kom hy op die ouende daarin, is dit hoofstuk 42 wat hy sê, Here, nou weet ek dat hy alles kan doen, alles. En dit geen plan vir die onuitvoerbaar is nie. Interessant in die boek Job, kom ek sê net gevindig dit, is daar ons eers 3 vriende wat by hom kom kuier en later kom 'n 4de vriend by. Hierdie vriende praat almal van 'n spesifieke wysheidsperspektief. En meeste van hulle kom vanuit die vergeldingsdogma van Spreuke. Hulle sê, Job, jy moes iets verkeerd gedoen het. Jy het dalk 1 + 3 gedoen en gedink dit gaan vir jou 4 gee of 5 gee, en toe gee dit nou vir jou 4, nou verstaan jy, jy het nie reg gedoen nie. So elkeen van hierdie vriende verteenwoordig 'n wysheidsperspektief. Maar dan vat Job ons verder na daai plek toe van, soms maak ons somme nie sin nie. En soms moet ons net vertrou in die Here, in die groter prentjie. En dan sê hy ons in hoofstuk 42, tot nou toe het ek gehoor dat jy goeie goed doen, maar nou het ek met my eie oë gesien, dat geen plan vir die onuitvoerbaar is, en daar's niks wat U nie kan doen nie. Maar is hierdie pad wat Job moes deur sy pyn en deur sy lyding moes stap. Ja, ek dink ek kan so vereenselwig met die boek van Job, en ek dink julle ook, want baie keer glo ons in die wêreld van Spreuke wat 1 + 1 2 is.
Maar ons leef in die wêreld van Job, wat 1 + 1 toe nou nie 2 geword het nie. Maar as jy God vertrou, dan vat hy jy na 'n plek toe wat jy verstaan, wat jy groei, en wat jy op die ou ende kom waar Job sê, nou weet ek, as gevolg van ervaringskennis, nie as gevolg van spreuke nie, weet ruimpies nie, ek het nou ervaringskennis. En dan sê die Bybel, die Here het op die einde Job meer geseën as wat hy was van tevore. Prediker, wat ek ook geniet. Hy sê, maar ek het al die goeie goed, ek het geld. Kyk, ek dink julle almal gaan my saamstem, as ons geld het, dan voel ons kan die lewe uitsorteer. Maar prediker sê, ek het geld ook. Ek het alles. Ek het die beste wyne, ek het die beste vriende en goed om myself mee te geniet. Jy weet, ek het dit alles. Maar ek kan nog steeds agterkom, hier is damp, dis rook, dis asem, dis so spookasem. Jy weet, ons ken spookasem, wat 'n wonderlike voorbeeld. Hy is in jou mond en hy is weg, hy sê die lewe is net so weg. Wat is die sin van die lewe? So, dis 'n wysheid om die lewe te aanvaar soos dit kom, sonder om dit te probeer verstaan of te beheer, aangesien jy nie die toekoms kan beheer of sin van die lewe kan maak deur blote verstand nie, is ware wysheid om te werk, jou kos en wyn te geniet en jou lewensmaat lief te hê as 'n geskenk van God. En kan ek vir jou dit sê? As jy Prediker lees, dan probeer hy vir jou sê, daar's 'n gawe wat ons as mens moet ontdek. En daai gawe is, en verskoon nou die analogie wat ek gaan gebruik, maar iemand het dit vir my so verduidelik en toe maak dit vir my heeltemal sin. Hy sê, die gawe om te ontdek dat die beste wyn is die wyn wat in jou glas is. Nie die wyn wat R500 kos of R7000 kos nie, maar die wyn in my glas. Die beste kos is nie dit wat ek by daai 5-ster Michelin chef gaan eet nie, maar die lasagneetjie wat ek vanaand kan eet. Die beste verhouding wat ek kan hê, is nie met hierdie mooi model of met hierdie slim man of hierdie ryk man nie, maar dis die persoon in my lewe. En ek sê vir jou, dat dis 'n gawe om daai goed in jou lewe raak te sien en te kan geniet. En vriende, daaroor kan ek nogal vanaand vir 'n uur praat, maar ek gaan nie daaroor praat nie. Maar dit is wat Prediker vir ons leer. So wat is die rol van die mens teenoor God? Ek gaan hierdie vir julle stuur, ek gaan nie op hierdie detail ingaan nie, maar ek het hom mooi uiteengesit daar vir julle van die menserol, siening van God, en hoe Spreker dit sien, hoe Job dit sien, en hoe Prediker dit sien. Ek beloof Stefan, ek sal vir julle goedjies aanstuur, dan kan jy dit vir die groep net aanstuur. Kom ons eindig die wysheidsboeke met die volgende. Daar is 3 boeke. Al 3 boeke wil vir ons verskillende goed sê, maar op die ou ende kom dit baie mooi by mekaar uit. Spreuke wil vir ons sê, bring jou 10de, dan gaan God jou seën. Ek glo daaraan, ek gee my 10de. Maar soms is ek ook in 'n finansiële moeilike plek. Dan sit ek by Job, en dan moet ek met God werk en redeneer. En dan kom Prediker en sê vir my, hey, geniet jou lewe, sien jou vrou raak, sien die hond raak, sien jou kinders raak. So, die goue draad is al 3 boeke stem ten spyte van hulle verskillende perspektiewe oor een ding saam. Die begin en einde van alle wysheid lê in die ontzag vir God. Vrees van die Here om te sê, ek leef, nie in vrees, daar vrees is al 'n moeilike woord, maar ek betrek hom by alles in my lewe en ek sien hom in alles in my lewe. So Spreuke bou die fondament. Job breek die menslike arrogansie af en Prediker leer ons om te ontspan in God se soewereiniteit en net te geniet. Wow, dit was my nou so nice om daai te share. Ek het dit regtig geniet. Enige vrae of comments van julle kant af? Dankie vir die applous. Dit klink in my ore. Dan gaan ons nou oor na ons laaste gedeelte van die aand. En dit is die psalms. Nou ons almal lees die psalms. En ons almal is lief vir die psalms. En ek het al baie gewonder hoekom, en die antwoord is eenvoudig. As jy die psalms lees,
jy hoor die rouheid van 'n mens se verhouding met die Here. So die Hebreëse woord vir psalm is mismor. Dit beteken iets wat gesing word. So eintlik moet ons psalms sing en nie lees nie. Die boek in die Hebreëse Bybel word Tehillim genoem, wat dis die meervoudsvorm van Tehillah. Tehillah beteken lof, so Tehillim is die meervoud, so dis meervoud van lof. So dis baie lof, meervoud lof, lofliedere. Die psalms is musikale gedigte, daarom moet dit eintlik gesing word om die nodige gevoel te kommunikeer. Alhoewel dit leerstelling bevat, is dit primêr emosioneel omdat dit liede is en nie leerstellings nie. Wanneer ons na 'n liedjie luister ons na rou emosie. Ons kan ook nie leerstellings fundeer vanuit die psalms. Ek dink dis baie belangrik. Die psalms is persoonlike gedigte tussen 'n mens of 'n groep van mense en God. So jy het die volk wat met God praat deur hierdie psalm, of jy het Asaf wat met God praat deur hierdie psalm, of jy het Dawid, daar selfs Moses wat in Psalm is 90 met God praat, Kores. So as verskillende mense wat praat met God, maar dis nie leerstellings nie. Jy kan nie leerstellings uit die psalms fundeer nie. Dis meer mense se dialoog met God en hulle lofliedere aan God. Wat ons ook moet besef, is die woordeskat wat in die psalm ook. Jy kan nie leerstellings uit psalms fundeer nie. En kan ek iets hier sê en ek weet ek beweeg nou op baie dun ys. En dit is dat daar's verse in die psalms wat praat oor Jerusalem en die vrede van Jerusalem. En nou lees ons allerhande goed oor Israel in die eindtyd daar. Onthou, psalms, ons kan nie leerstellings en goed daar, dis poesie, dis gedigte, dis wat geskryf is vir God. Dit het ontstaan binne 'n spesifieke oomblik wat iemand in was en hy skryf hierdie gedig. Dit is nie 'n profesie nie. Daar's waarheid in, maar is nie altyd leerstellings in nie. So die woordeskat in die psalms voorkom is baie keer metafories van aard en kan nie altyd letterlik opgeneem word nie. Daarom is dit wys om te soek na die betekenis en die doel van die metafoor wat gebruik word, eerder as om dit letterlik te probeer interpreteer. Interessant, die psalms bestaan uit 5 bundels. Toe die psalms saamgevoeg was daar 5 bundels, amper soos die Engelse woord is 'n anthology. Soos dis vertellinge of klomp geskrifte wat saamgevoeg is, so die bundel 1, 2, 3, 4, 5 en ek het vir julle daar uiteengesit hoe die bundels saamgestel is. Maar binne in hierdie bundels vind ons verskillende tipes psalms. Nou die grootste hoeveelheid psalms, jy gaan dit nie glo nie, want as jy aan die psalms dink jy psalms is net lof en dank. Meer as 1/3 volgens Klaus Westerman van die psalms is klaagpsalms. Psalms wat kla oor ietsie wat krap, ietsie wat pyn, ietsie wat juk, oor die wêreld wat toe nou nie so 1 + 1 is gelyk aan 2 is nie. So daar's individuele klaagpsalms wat ons vind. Psalm 3, 13, 22, 31, interessant. Jesus aan die kruis in sy donkerste uur haal hy aan uit Psalm 22, my God, waarom het U my verlaat? En ook in Psalm 31, 'n klaagpsalm sê, in U hande gee ek my gees oor. Dit is albei klaagpsalms waaruit Jesus aan die, in sy donkerste uur gryp hy na hierdie psalms. Daar's klaagpsalms. Interessant, onthou Psalm 88. Van al die klaagpsalms eindig meeste van hulle op 'n semi-positief of op 'n baie positiewe noot. Dit soort van, dit gaan terrible, maar ek vertrou die Here. Of, dit is erg, maar die Here het 'n uitkoms gegee. Psalm 88 sê, niks positief het gebeur nie. So dis 'n psalm wat nogal ongemaklik sit, maar hey, soms gebeur dit in ons lewe, dat ons nou baie praat en baie bid en baie struggles, nog steeds nie by 'n antwoord is nie. So Psalm 88 maak my nie negatief nie, dit vul my met hoop, dat selfs daai mense kom op 'n punt waar daar nie antwoord is nie. Die boek Klaagliedere eindig by 'n plek sonder antwoorde. So daar's individuele klaagpsalms, dan is daar ook korporatiewe klaagpsalms, wat die volk saamgesing het, wat hulle help uiting gegee het aan hulle pyn.
Nou die boek Klaagliedere is ook 5 gedigte of psalms of vertellinge, maar is korporatief en dis gebruik deur die volk om saam te kla oor die val van Jerusalem. Maar daarby sal ons volgende week kom. Dan kry jy dankpsalms wat ons baie goed ken. Daar's gemeenskaplike dankpsalms waar die volk saam dankie sê. En dan sal die wonderlike individuele dankpsalms waar die persoon individueel dankie sê vir die Here wat daar is vir hom en deurkom vir hom. En ons hou van hierdie psalms en ons moet dit lees. Dan is daar verlossingspsalms, 5 van hulle. Daar het ek hulle vir julle gelys. Dan is daar lofpsalms waar hy geprys word as skepper, waar hy geprys word as beskermer van sy mense en as God van die geskiedenis. En daar's 'n klomp psalms wat ek vir julle gelys het. Die PowerPoint sal na julle kant toe kom. Ek wil hom net bietjie skoonmaak met spelfoute en sinkonstruksies as julle my sal vergewe. Dan is daar vieringspsalms. Daar was verbondhernuwingsseremonies wat hulle net weer die verbond jaarliks hernie het, dan het hulle hierdie psalms gelees. Dan was daar die koninklike psalms wat oor die konings gegaan het. Dan was daar troonbestuigings, wanneer die koning die troon bestyg het, het hulle hierdie psalms gesing. Dan was daar liede van Sion wat hulle oor Jerusalem en Sion gesing het. En daar's van daai psalms. Dan was daar ook natuurlik wysheidspsalms wat vir ons wysheid wil leer. Ek dink, ek het dit nie hier gelys nie, maar een van die grootste wysheidspsalms is Psalm 119, die langste psalm van ooit. Die langste psalm in die boek wat vir ons wysheid wil gee, wat eintlik wat hulle genoem het 'n didaktiese psalm. En dis 'n psalm waarmee hulle kinders geleer het. En vir die rede is Psalm 119, as jy jou Bybel sou oopmaak, hy's 'n wysheidspsalm, as jy hom sou oopmaak, dan's uit 'n verskriklike klomp verse. Ek dink is 169 verse, laat ek gou loer. En vir julle sê. Ekskuus, 176 verse het Psalm 119. Maar hy's verskriklik oulik ingedeel volgens die Hebreëse alfabet. En as jy in jou Bybel kyk, sal jy sien die eerste 8 verse is onder Alef ingedeel. En dit is 'n manier hoe ouers vir kinders gehelp het om iets te onthou, soos wat jy 'n rympie gemaak het om skool om 'n lang vraag te onthou, het hulle die Hebreëse alfabet ook in psalms gebruik en spesifiek in die wysheidspsalms om te onthou. Psalm is dit 37 is ook eintlik 'n wysheidspsalm wat sê hy sê jy gee die begeertes van jou hart, né? Maar hy's ook so opgedeel volgens die Hebreëse alfabet, sodat jy kan onthou wat jy moet doen en die kinders is geleer. Net okay, so wat is die volgende? So die volgende 2 verse gaan begin met die volgende letter van die Hebreëse alfabet en dan trigger dit hulle en dan onthou hulle. So net so ek het bietjie op 'n tangent gegaan daar, bietjie sidetrack. Maar ja, daar's wysheidspsalm, dan is daar vertrouenspsalms, dat hulle die Here vertrou word. Ek slaan my oë op na die berge, Psalm 121 of hy is my beskermer, Psalm 91. Psalm 131, ek het my siel tot bedaring gebring. Jy weet, is al hierdie psalms wat sê ek vertrou net op die Here. Ek chill, ek relax, ek maak die stemme stil in my lewe. Ek kyk na hom, ek vertrou op hom. So, ek wil vanaand afsluit deur vir julle net bloot te stel aan 'n ander kyk op die psalms wat ek te doen gekry het met Walter Bruggeman. En hierdie was vroeër het Herman genoem van professor Leonard Maree. En toe ek my honeurs gedoen het, het ek 'n vak by hom gedoen wat hy ons blootgestel het aan die psalms en spesifiek Walter Bruggeman se kyk na die psalms wat hy gesê het, okay, ons het al hierdie psalms, daar's skepingspsalms wat van die skepping vertel, daar's wysheidspsalms, daar's dankpsalms, lofpsalms, klaagpsalms. Maar eintlik al hierdie psalms kan jy indeel in 3 groeperinge. Psalms wat sê die lewe is okay. Dis die eerste groepering. Ek gaan nou verder verduidelik. Die tweede groepering van psalms sê Here help, daar's chaos. Die lewe is nie okay nie. Daar's chaos. En die derde groep psalms is Here, U het my uit hierdie chaos uitgehelp. Ek sien nou wat U gesien het die hele tyd. So hulle praat van psalms van oriëntasie, die lewe is sharp. Disoriëntasie, die lewe maak nie sin nie. En nuwe oriëntasie, Here, U het my hier uitgevat en ek het iets nuuts geleer. So 'n ander kyk op die psalms is,
En die volgende, en hy skryf dit so. Eerstens, oriëntasie. Human life consists in satisfied seasons of well-being that evoke gratitude for the constancy of blessing. Blessed be your name when the sun is shining down on me. When the world is as it should be. Dit is daai wêreld. Maar dan kom ons agter dat die lewe baie keer anguish seasons of hurt, alienation, suffering, and death. And these evoke rage, resentment, self-pity, and hatred. En dan derdens, die lewe bestaan ook in these turns of surprise, when we are overwhelmed with new gifts of God, when joy breaks through the despair, where there was darkness, there is light. En hierdie is soort van so verduidelikingkie van dit. So hierso het jy hierdie oriëntasie wat jy beleef. So alles is cool, alles is okay. En ek dink van julle is vanaand daar. Jou lewe is op 'n plek van oriëntasie. Maar dan kom daar 'n krisis en jy skielik by disoriëntasie. En kan ek sommer eerlik sê, ek is vanaand daar. Klomp goed in my leierskap en so is 'n bietjie op 'n plek van disoriëntasie, maar ek ken die seisoen, ek is nie bang nie, ek gaan deur dit gaan. En ek journey met die Here deur hierdie disoriëntasie, deur hierdie vrae. Byvoorbeeld in 2018 is my eie vrou gediagnoseer met kanker. En dan skielik is jou lewe in disoriëntasie. Maar jy journey deur dit, sodat jy kan kom by 'n plek van nuwe oriëntasie. So ek wil vanaand afsluit oor die Psalm. So, jy kan gerus Walter Brueggemann se boek, miskien moet ek dit gou. Ek gaan dit sê en dan Stefan tik dit net in die chatbox. Is 2 boeke van Walter Brueggemann. Die een is Praying the Psalms en die ander een is Life in the Psalms. So lewe in die Psalms. Praying the Psalms en Life in the Psalms. Ek loer gou hier na my boekrak. Ek deel 'n boekrak tussen my kantoor en hier het ek daai ene hierso. Ek het hom, The Message of the Psalms. En as jy nou sien dat ek 'n sweetpak broek aan het, is omdat dit koud is. Kan ek gou sien, kan julle net vir my sê dat julle hierdie boek sien? So, The Message of the Psalms van Brueggemann. Dis waar hy deur hierdie, so dis vir my die beste een van hulle almal. The Message of the Psalms van Brueggemann. As jy hom kan in die hande kry, hy lees nie moeilik nie, hy lees eintlik baie lekker en hy gaan dan op al hierdie 3 seisoene in en hy plak dan psalms, nie plak nie, maar of plaas dan nou psalms by hierdie spesifieke seisoene waardeur ons gaan. Wow, wat 'n great boek. Dis 'n great boek. Okay, let's not get sidetracked. So, ek gaan gou vinnig vir julle net 'n voorbeeld van elkeen so 'n psalm gee. Kom ons begin by 'n psalm van oriëntasie. Psalm 1. Gelukkig is die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie, nie op die pad van sondaars gaan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. Ander vertaling sê oordink. Net terwyl ek nou hierdie sit en kyk na, dink ek nou aan, dis amper so Spreuke, Job, jy verstaan, Spreuke wat sê, is maklik, 1 + 1 is 2. Gelukkig is die mens wat nie die raad van die goddelose volg. Maar dan kom maar daar 'n Job, dis die disoriëntasie waardeur jy gaan. Hy sê so iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrug op sy tyd gee, waarvan die blare nie verdor nie, alles wat hy aanpak gedei, soos die goddeloses nie, weet, hulle is nou stout, so met hulle gaan dit sleg gaan, want baie keer gaan dit nie sleg met hulle nie, inteendeel, hulle is so skaf wat deur die wind weggewaai word, daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak nie.
Ja, die Here dra sorg vir die pad van die regverdiges. Kan jy sien, in hierdie persoon se lewe is alles georden. In hierdie persoon se lewe werk alles uit. Dit is 'n seisoen van oriëntasie. Alles is mooi. Volgende voorbeeld. Disoriëntasie. Hoe lank nog, Here, gaan U my altyd vergeet? Hoe lank nog gaan U U gesig van my verberg? Hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra? Elke dag kommer in my hart. Hoe lank nog gaan my vyand die oorhand oor my hê? Sien dit tog raak. Antwoord my, Here my God. Verlig tog my oë, anders sink ek in die doodslaap weg. Anders sê my vyand, ek het hom oorweldig. Anders juig my teenstanders omdat ek tot 'n val gebring word. Maar ek, op die troue liefde vertrou ek. My hart wil juig oor U verlossing. Ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. So, duidelik kan jy hier sien, die equilibrium is versteur. Weet waar hy sê, dit gaan goed met die mens, hy is soos by 'n boom wat geplant is by waterstroom, jy weet, alles is georiënteerd. Hier skielik 'n psalm wat sê, hoe lank nog, Here? Gaan U my vir altyd vergeet? Hoe lank nog? Gaan U 3 keer, hoe lank? Hoe lank? Hoe lank? So hierdie ou 4 keer, hoe lank? Hy's in trouble. Hy wil verstaan, Here help my, gee my antwoorde. Sien raak. Lig my oë, anders sink ek in 'n doodslaap weg. Weet hier's, as ek na hierdie kyk, as ek 'n sielkundige is, dan kan ek sien hierdie persoon het ernstige kortsluitings in sy verhouding met die Here, sy verhouding met homself, en sy verhouding met die mense om hom, maar ook geestesversteuring as gevolg van sekere goed. En dan bid hy. En dan in vers 6 sê hy, maar okay, ten spyte van hierdie bad ding, ek vertrou op die troue liefde. Net gou vinnig, jy kry in die psalms nogal baie keer, the Lord shines his face upon us. En dan kry jy ook, the Lord, he hides his face. So dis daai van, hier's oriëntasie, maar hier's ook disoriëntasie. En Psalm 13 is 'n klassieke voorbeeld van 'n psalm van disoriëntasie. Is ook 'n klaagpsalm hier. Hierdie is definitief 'n klaagpsalm. En 'n klaagpsalm het 3 aspekte. Daar's protes, daar's petisie en dan is daar prys. Behalwe Psalm 88, soos ek vroeër gesê het, hy kom nie by prys uit nie. Maar as jy hierdie Psalm 13 kyk, dan sien jy daar's klaag. Hoe lank, hoe lank, hoe lank, hoe lank? 4 keer. Hy protes. En dan is daar petisie. Hy bid. Hy sê, Here, sien tog raak. Antwoord my. Verlig my oë. Weet, kom vir my deur, so as gebed. En dan op 'n stadium 1 hoofstuk 8 in vers 6 is daar so draai. Hy sê, maar ek op U troue liefde vertrou ek. En is interessant, hierdie Hebreëse woord troue liefde is die woord gesed, wat jy op baie plekke in die Bybel vind. Byvoorbeeld as jy in die boek Klaagliedere sal lees, soos julle onthou die oggend toe ek daar gepreek het, Klaagliedere, wat in die middel van die donkerte van Klaagliedere sê, the steadfast love of the Lord never ceases. The gesed of the Lord never ceases. So, ek vertrou op die Here se verbondstroue liefde, en al is dit donker, al voel ek vergete, en al werk dinge nie uit nie, al is ek in 'n seisoen van disoriëntasie, ek vertrou op hom. So dis 'n psalm van disoriëntasie. Psalm 30, en ek het nie al die verse nie, maar die trant is dieselfde, so ek het net geselekteer hierso. Is definitief 'n psalm waar die Here deurgekom het vir hom, en wat hy 'n nuwe perspektief het. Ek verheerlik U, Here, want U het my opgetrek, en U het nie toegelaat dat my vyande oor my verheug nie. Here my God, ek het na U om hulp geroep, en U het my gesond gemaak. Here, U het my lewe uit die doderyk laat opkom. So hierdie ou was in disoriëntasie. Glo vir my, as jy hierdie beskrywing lees, hy was by die dood. U het my lewend gehou tussen die wat afdaal in die put. Mense was gedisoriënteerd dat hulle die put afgesak, maar U het my opgetrek, en dan sê hy,
dan eindig hy hierdie psalm: U het my rouklag in 'n koordans verander, my rouklere uitgetrek en my met vreugde omgord, sodat my hele wese U kan besing en nie stil bly nie. Here my God, ek sal U altyd prys. En Brueggemann sê die volgende: as jy nie bereid is om deur disoriëntasie te gaan nie, gaan jy nooit in jou lewe by 'n nuwe oriëntasie uitkom nie. En 'n nuwe oriëntasie is 'n soveel beter plek waar jy soveel meer van God geleer het, soveel meer van hom ontdek het en soveel meer gegroei het. Johan, jy kan vir ons afsluit en dan ons 'n klomp dankies wat deurkom. Ek sal hulle ook met jou share. Ek waardeer dit baie. Baie dankie julle. Dit is so voorreg. Ek skuis, maar ek is so passievol oor die Bybel en oor die Ou Testament en ek wil net hê almal moet dit lees en besef. Lees dit soos Israel se evangelie. Probeer dit leegmaak en soort van moenie hom lees omdat jy wil dieper goed van die toekoms lees nie. Lees dit as dit was wow in daai tyd en wat sê dit vir jou in daai tyd, sodat jy soveel meer van God kan ontdek in daai tyd. En wat God daar wou sê. Net gou vinnig, volgende week gaan ons praat oor 15 boeke. Ek weet nie ons dit gaan doen nie, maar ek sal dit probeer kursief vir julle hou. So ons gaan praat oor Jesaja. Ons gaan praat oor Jeremia. Ons gaan praat oor my vriend Esegiel. Ek gaan vinnig ietsie noem van die klaagliedere van Jeremia. Maar as jy meer wil weet van dit, kan jy gerus die preek gaan kyk wat ek by Rymse gedoen het. Ek dink dit was 18 April oor klaagliedere. Ek gee daar nog 'n inleiding en 'n perspektief op klaagliedere. Gaan kyk gerus daai aanlyn. En dan die 12 klein profete wat ons vind, wat basies Hosea en Amos en Obadja en Sefanja en Naam en Joel. En ek gaan probeer deur hulle draf en 'n paar goed sê oor hulle, maar ons is maar beperk as mense 'n uur en 'n half het. So jou werk gaan wees om maar net hierdie recordings oor en oor te kyk en dan maar die goed self te gaan deurlees en so 'n bietjie meer daarvan te verstaan. Here, ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal sal wees, dat ons weer bymekaar kom. En almal sê saam, amen.